Daar sê julle is weer Vrydag, baie welkom by ons sessie, so kort sessie wat ons so op 'n Vrydag het. En dankie van julle wat so die afgelope paar weke saam met ons kom toer het rondom die gedagte van dat ons wil graag ons lewens aan God oorgee. Ons het maar baie moeilikheid om ons lewens van onsself wil hou, besluite vir onsself wil neem en dan loop dinge baie skeef van ons lewens. Maar ons is nog besig om so 'n versie of 2 deur te werk rondom hoe dat ons lewens aan die Here oorgee. Na so 'n boekie wat julle kan gaan kyk. Bybelstudieboekie, bybelstudie.co.za, gaan kyk het daar so Bybelstudieboekie wat ek net so 'n paar van daardie hoofstukkies net hanteer. Die grootste probleem wat ons dikwels in ons lewe het is om soms te kan nee sê. En ek dink julle sal my saamstem, miskien is nou net ek, maar ek vind dikwels as ek nie nee sê op die regte plek nie en ek doen dinge wat ek nie gaan toets het met die Here nie, dan loop dinge baie skeef in my lewe. Meeste van die probleme wat ek ervaar is besluite wat ons neem wat verkeerd is, omdat ek nie grense het en waardes het waarvolgens ek die besluite neem nie. Ek sê dit maar net om mense happy te hou rondom my, en dan natuurlik dan prik ek maar die bittervrugte wat daarmee saamgaan. Hier is 'n pragtige gedeelte hier in Filippense 4 vers 8. Elke kind van God behoort hierdie teks so as 'n grens vir onsself op te stel, so 'n sif, as goed na ons toe kom en ons moet besluite neem. Neem besluit op grond van hierdie kosbare teks. Ons lees daar in Filippense 4 vers 8 die volgende: Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deug of lofwaardige saak daar mag wees. Hy sê, daarop moet julle die gedagtes rig. En wat julle by my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God, wat vrede gee, sal by julle wees. Pragtige teks. Vooral vers 8 is hy, daar 'n klompie nou van edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, lofwaardige saak daar ook mag wees. As ons hierdie as 'n geestelike sif of 'n filter van onsself insit, voordat ons besluite neem, dink ek sal ons minder besluite neem, maar die besluite wat ons neem sal miskien bietjie meer waarde dra. Want hierdie is riglyne, dit is 'n waardesisteem. Dit is so 'n toets wat ons vir onsself opstel in vers 8. Dikwels vriende kry ons moeilikheid, soos ek gesê het. Want ons toets nie ons krag en ons energie en ons bereidwilligheid in die diens wat ons wil doen aan hierdie waardes nie, Bybelse waardes. Wat baie maklik is om te volg, maar dit wat so moeilik is, omdat dit vir my sê, nee, hier kan jy nie ja sê nie. En hy help die Here vir my om die regte besluite te kan neem. As ek wanneer ek my lewe aan God oorgee, dis wat ons about die Here reeksie gaan, hoe gee ek my lewe aan die Here oor? Is dit wonderlik om volgens hierdie riglyne wat daar in vers 8 uitgespel word, te sê, Here, help my dat ek my lewe aan U oorgegee het. En lees 'n bietjie die res van daai teks ook, as hy daarin sê, die voorbeeld wat Paulus vir hulle gestel het, ook wat hy geleer het en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en dan die kosbare belofte, die God wat vrede gee, sal by ons wees. Ek weet nie wees soos ek is nie, maar daar is allemaal goed in my lewe wat ek aan besluite geneem, waar ek baie spyt is, wat baie skade veroorsaak, en is skaam om te sê vanmôre ook. Maar as ek mooi gaan dink, het ek nie getoets aan die woord van God nie, veral nie vers 8 nie. Ek gee dit maar 'n wenk vanmôre deur, soos wat ek het nou maar geleer het deur die jare, pyn leer 'n mens maar nou baie goed. En hierdie teks help vir my baie. As ek skielik 'n besluit moet neem, dan vra ek, Here, help my net, dat ek 'n toets aan vers 8. Is hierdie ding reg? Is dit rein? Is daar waarheid hierin? Kom dit van hier af? Is gebou op die voorbeeld wat hy vir ons gestel het? En as dat enigstens dit nie aan daai vereistes voldoen nie, dan los jy dit maar eerder. Want dit is nie die moeite werd om deur die pyn te gaan oor die verkeerde goed wat ons doen en besluit nie. Ons as kinders van die Here wil doen wat God behaag. Kyk na vers 8, leer vers 8 van Filippense 4 en mag jy seën daaruit kry. Kom ons bid net saam. Here, saam my vriende wil ek nou hande vat rondom die kruis. Ons sal kom kniel by die kruis, Here, en ek hou geestelike hande baie styf vas. Ek sê vir die dankie, Here, in tye waar ons onverantwoordelike besluite geneem het, het jy ons in elk geval kom beskerm. Maar daai goed wat ons moetswillig gedoen het, en die gevolge wat ons daarvan beleef het, die ellende wat daarmee saamgekom het,
Die littekens dra ons nou nog aan onsself. Dankie Here dat U ons in elk geval vergewe, maar vir ons kom gesond maak en ons wysheid en insig gee. Leer ons om in hierdie dag na U hand te let. Ek weet nie wat se besluite my vriende en vriendinne hierdie dag moet neem en jong mense moet neem in hierdie dag nie. Maar kom geef ons die wysheid om eers mooi te dink, dit te toets aan vers 8 van Filippense 4, en dan neem ons die finale besluit. Help ons om die begeertes van ons hart en ons vlees onder beheer te hou, die swakhede van wie ons is, ons voete van klei, maar help ons Here dat ons in hierdie dag sterk sal wees, en man en vrou sal wees Here waarop U kan staat maak, wat U kan sê, daar is my kind, en Here help vir ons om versigtig te wees hoe ons met mense werk, veral ons geliefdes, mans en vrouens en kinders. Die eerste verantwoordelikheid wat U vir ons gee, is die mense om ons. Help ons om versigtig te werk, saggies te werk met die kleintjies, en besluite te neem tot eer van U naam. Die eer behoort aan U. Amen. Die Here seën vir jou in hierdie dag. Die naweek lê voor, Sondag kom ons bymekaar om die Here te aanbid. Mag die Here vir jou seën. Ek weet nie of hierdie woord vandag vir jou is nie. As jy 'n belangrike besluit moet neem, gaan toets dit aan die woord van die Here. Filippense 4 vers 8, gaan toets dit daaraan. En mag die Here vir jou wysheid gee. Seën vir julle dat ons volgende keer weer mekaar sien. Ons gaan nog so 1 of 2 keer doen rondom hoe gee ons lewe aan die Here oor. Hier is nou ook 'n wenk hier uit Filippense 4 vers 8, hoe dit ons ook kan doen. Totsiens, tot ons mekaar volgende keer weer sien. Onthou, kom ons wees lief vir die Here, want hy is lief vir ons.